Welkom andermaal by ons videogesprekke. Ek wil net eers begin om jou te herinner daaraan dat jy kan asseblief vir ons subscribe hieronder op ons kanaal en dat ons video's is ook in Engels subtitles, so as jy regs onder in die blokkie druk, dan kan jy dit ook met Engelse vriende deel. Dit was 'n moeilike 2 weke vir my persoonlik. Eintlik die laaste 100 dae. In die laaste 100 dae is 14 mense oorlede wat ek baie goed geken het, onder andere my pa en ook my beste vriend. En wanneer mense so oorweldig word deur hartseer en verdriet en 'n mens rou, dan uit die aard van die saak vra mens jouself die vraag af oor jou eie mortaliteit en hoe 'n mens sinvol omgaan met die lewe. Daarom het ek gedink ek moet vandag begin met die Hebreëse woord vir die Here, vir God, is Jahwe. Maar wanneer mense dit uitspreek in Hebreëus, dan is dit 2 sagte klanke waarvan nie jou tong of jou lippe beweeg nie. Dis 'n asem in en 'n asem uit. Dit is ja, asem in. In hierdie uitspraak, in hierdie asemhaling in en uit, die woord wat te heilig is om uit te spreek in die Hebreëse taal, lê ons asem in en ons asem uit. Dit waarna Genesis 2 verwys as hy sê en God het sy asem in die mens geblaas. En wanneer mens dink oor lewe en dood, dan gaan dit oor ons eerste asemteug met ons geboorte en daardie dag wanneer ons laaste asem uitblaas. Daar's soveel wat ek vandag graag wil deel oor hierdie collective grief wat ons het. Soveel mense na aan ons wat siek is en wat sterf. En ons weet dat die 5 fases na dood van skok en van ontkenning en van skuldgevoel en dan verwerking en dan die herinnering, dat ons almal gaan deur hierdie fases. Baie mense bly by skok, herstel nooit daarvan nie. Die meeste mense hak vas by skuldgevoelens. Kon ons dit anders gedoen het, moes ons 'n ander dokter gaan sien het, moes ek nie net nog een keer. En wanneer mens deur hierdie fases van rou gaan, dan wonder ek by myself oor, wat moet ek maak met my eie lewe en ook my eie sterflikheid? Hoe gaan 'n mens daarmee sinvol om? Ek verstaan die metaforiese taal wat ons gebruik as ons oor God praat. Dit is al hoe ons oor God kan praat, is in die taal van metafore. Ek verstaan die mitologie wat ons gebou het rondom dood. Maar ek verstaan ook vandag in my eie lewe uit dat God is nie die een wat lewe neem nie. God is nie iemand wat iemand kom haal nie. Dat God is die God van lewe. God is ons asem in en asem uit. Dis life force wat alomteenwoordig om ons is en wat vry is om in te asem en uit te asem, en dat God so deel is van ons soos ons asem. Ek verstaan ook dat dood is 'n deur wat oopgaan, dat dit ook 'n soort van 'n bevryding is van hierdie vorm en dimensie en definisie waarin ons vasgevang is in hierdie kant van die lewe. Ek glo in 'n lewe na die lewe. En wat 'n vorm en wat 'n definisie, weet ek, dit is totaal anders as wat ons hier ervaar en beleef. En in hierdie maand wat ons tema is geloof, hoop en liefde, dan is dit juis hierdie tyd van rou waarin ons dink oor geloof en oor hoop en oor liefde, onwrikbare geloof
'n ononderhandelbare hoop, 'n onvoorwaardelike liefde. Maar hier is die paradoks van waarin ons as mens ook leef. Dat in hierdie lewe wat ons leef, gaan dit nie primêr daaroor om gelukkig te wees nie. En die woord gelukkig in Afrikaans het in Engels 2 betekenisse. Ons primêre doel is nie hier to be happy or to be lucky nie. Ons doel van hierdie lewe waarin ons is om sinvol betekenis te gee aan ons lewe en al die nuances en skakering van wat die lewe vir ons gee. Dat die doel van die lewe is om sinvol te lewe. Ek dink daar's te veel fokus vir ons om gelukkig te wees en hierdie gelukkig moet ook van buitekant af kom. As ek net die ander kar, as ek net die ander werk, as ek net die ander huis het. En ek het die vermoede dat wanneer mense dit het, dan is daar weer iets anderste wat 'n mens wil hê, dan jaag jy weer daarna. En dat dit juis in die tyd is van ons vulnerability, van ons broosheid en ons weerloosheid, is wanneer mens dink oor die vraag van wat is regtig belangrik in die lewe. Wat is regtig belangrik in jou lewe? Wat versterk jou geloof? Wat verskerp jou hoop? Wat verfyn jou liefde? En hier is die ander paradoks van die lewe. Dat net wanneer ons in ons broosheid is, dit wanneer ons in ons weerloosheid is, daarin lê die sleutel van ons liefhet. Dis daar wanneer ons mekaar waaragtig liefhet. Dis wanneer ek kan sê dat ek het jou nodig. Ek wil hê jy moet my sien, ek wil hê dat jy my hoor, ek wil hê dat jy my vashou. Dat juist daar word hierdie liefde gevind, gevoel en gedeel. Maak geen fout nie dat ek wil hê jy moet gelukkig wees. Ek wil hê dat almal van ons deur die lewe sal gaan en dat ons die vreugde en die vrede en die goedheid van God sal geniet en ervaar en dat ons sal deel en daarvan sal oorloop na mekaar. Maar ek pleit ook dat ons soms met die nie goed gaan van die lewe, ook met die tye wat ons hartseer is, met die tye wanneer ons vol spanning is, dat ons ook daarmee sinvol sal omgaan. In hierdie tyd van rou en verdriet en baie stiltes in en om my, weet ek dat die meeste van ons ook in 'n ontkenning leef van ons ongelukkigheid. Dat ek nie altyd die vrymoedigheid het om vir iemand te kan sê dat ek is ongelukkig nie. Miskien uit vrees dat iemand jou gaan veroordeel of gaan verwerp. En daarom dra ons soms swaar in ons eie seer, omdat ons dit gewoon nie kan deel met ander nie. Ons vergeet wat dit is om aan mekaar te behoort, ons hegting en ons verbinding aan mekaar. Dirk de Wachter, die Vlaamse psigiater, praat van die kleine goedheid. Ek pleit vir die kleine goedheid dat ons die buitengewone in die gewonigheid van elke dag sal vind. Ek pleit vir die kleine genoegtheid waar ek met geduld nie alles nou wil nie, maar ook kan wag met verdraagsaamheid en met uithou vermoë. Ek pleit vir 'n kleine genoegtheid waar ons mekaar sal sien as ewe mens. Waar ons om ons sal kyk en weer sal ontdek vir myself wat dit is om die plant en die blom en die boom en die berg en die wolke lief te hê, sodat ek daarin ook vir jou lief kan wees. Ek pleit vir 'n kleine goedheid wat nederig sal omgaan met mekaar se weerloosheid. Ek pleit vir 'n kleine genoegtheid wat weer sal teruggaan na ons geloof en ons hoop en ons lief hê. En wat ons sê as ons hierdie 3 woorde gebruik. Ek pleit vir 'n kleine genoegtheid van genoegsaamheid.
'n groter dankbaarheid, 'n groter waardering vir dit wat ek het. Ek het in hierdie dae het ek weer 'n keer besef dat in alles is daar 'n geskenk. En ek dank God vir my hartseer, omdat dit my weer teruggevat het na wie ek is as my mens in my essensie. Ek dank God vir my tyd van trane en verdriet, om weer vir myself te vra, wat beteken my lief hê vir ander mense om my? En is ek opreg in my lief hê, of is ek ook maar weer besig om my behoeftes en verwagtinge te projekteer op iemand anderste? Wat beteken my waaragtig lief hê? Ek dank God vir 'n tyd van spanning en onsekerheid, sodat ek weer my kompas sal uithaal en my true north sal vind. Ek dank God vir hierdie tyd van verdriet, sodat ek weer net kon leer om te asem. En daarin die heilige naam van God kan vind. Koester jou vriendskappe. Hou mense vas vir wie jy lief is, nie net in jou woorde en gedagtes en gebede nie, maar ook met jou hande. Bel 'n familielid, 'n pa, 'n ma, 'n broer, 'n suster, sê dat jy aan hulle dink. Word die vertroosting van God met jou woorde in jou hande. Ek dank God vir 'n tyd van my hartseer, dat ek daarin ontdek het dat alles is net liefde. Net liefde. Liefde genoeg. Kan ek vir ons 'n gebed doen en die gebed afsluit met die baie mooi en waar woorde van die oud-president Roosevelt. U wat ons God is, die naam wat te heilig is om uit te spreek. As ons maar net u naam kan asem, in en uit asem. Hierin vind ons troos, hierin lê ons bemoediging. Uit hierdie asemhaling vind ons inspirasie. Ek dank U vir 'n tyd van seer en van rou. En dat die trane, alles wat ons so om ons hang en wat ons so aan ons plak, dat ons trane dit afwas. En dat ons trane in die beddings val van mooi herinneringe. Wanneer ons aan hulle dink wat in hierdie tyd van ons af weg is. O Here God, gee vir ons die kleine genoegtyd wat met nederigheid sal omgaan met die eindigheid van seisoene. En dat ons die nood om ons sal sien en met welwillendheid en medelee daarop sal reageer. En daarom slaan die woorde van Teddy Roosevelt so na ons hart vandag as hy skryf: It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who actually is in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms,
the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Amen.